Kom ons praat net gou oor die Boesmanland fees. Jy sê dit gaan in Durban wil gehou word. Ja. Het jy al enige verdere inligting daaroor of is jy nog maar alles onder beplanning op hierdie stadium? Nee, hy is in beplanning. Ons is besig om 'n database op te stel van mense wat ons graag wil uitnooi. So die fees vind die 17de April 2010 by Hoërskool Stellenberg plaas. O ja. Ja, daar sal 'n program uitgewerk. Daar sal gaskunstenaars wees wat die dag optree en daar's verskeie borge, jy weet, wat al vir ons skenkings gemaak het vir die fees. So ons beplan om, jy weet, mense kan weer eens na ons webwerf toe gaan, vir ons in kontak kom met ons en dan sal ons so hier vroeg in die nuwe jaar begin uitnodigings stuur, sodat ons nou regtig momentum kan opbou daarna die 17de April toe. Wel, is baie welkom ook om vir my die inligting deur te gee en ek sal definitief vir die luisteraars vertel en op hoogte hou daarvan. Ja. En dan ook verskillende ander skrywers, 'n Boesmanland fees wat gaan oor die Boesmanland basies. Presies. Nee, dit is maar 'n fees vir Boesmanlanders en mense wat uit daai omgewing uitkom. Baie keer vind daar feeste mos nou maar daar bo in die Boesmanland plaas, daar in daai omgewing. Maar daar is baie Boesmanlanders wat hier in die Kaap en in die omgewing bly en sê, maar weet jy, ons wil baie graag net 'n bietjie bymekaar kom en ook saam kuier. En dan het ons dan nou die geleentheid gegryp om te sê, weet jy, daai dag gaan ons hierdie boek van Mani de Roubaix ook bekendstel aan die mense. So Pieter Strauss gaan die dag daar wees, die skrywer of die samesteller van die boek. En ja, ons kan almal net lekker saam kuier die dag, lekker vleisbraai ook. Ek gesels saam met my vandag hier, dis die program Bladsy vir Bladsy gebring met die komplimente van Wordsworth. Ek het vir die skrywer Johan Nel, wat onder die skrywersnaam Ben Lindeman bekend is, dit natuurlik Piet Kokkewiet en ander verhale. Is ook Johan se verjaardag vandag, ek het hom al klaar geluk gewees daaroor, ook betrokke by Benedict Boeke en dan vir Nico Elema, uitgewer van Benedict Boeke. Nou, kom ons beweeg gou aan, Nico, ons het so baie om oor te gesels. Ons het gepraat oor die eerste boek Vlam uit die vlaktes, maar dan is hier iets wat ek baie in belang stel, en dit is die Essie Hannibal. Nou, ek ken dit van kind af. Ja. Is dit moontlik? Dis hy. Nee, ek moet nou ook seker sê, ek is nou nie so oud nie, ek is nou jong, so ek praat van Tannie Essie, baie respek. Maar sy is 'n merkwaardige vrou, weet jy, sy daar in die 50's het sy baie siek geraak, tuberkulose, en sy het heeltemal oorgeslaan. Ek dink Johan kan ook baie daaroor gesels, oor hoe sy met 'n vrugte en 'n neut dieet, merkwaardig, weet jy, die foto's, as jy net sien uit daardie ou boeke uit, hoe sy van een jaar na 'n volgende jaar verander het, en gesond geword het uit hierdie vrugte dieet. So ja, Tannie Essie, ek hoop sy luister dalk vandag. Is sy in hierdie area? Sy bly op 'n Kleinmond op 'n oomblik. Ja. So sy het nou vir ons die toestemming gegee om 'n nuwe weergawe, 'n heel opgedateerde, moderne weergawe van die Ek leef van vrugte uit te gee. So dis ook nou 'n boek waarin ons werk en ons beoog om hom so in die eerste kwartaal van volgende jaar weer op die rakke te hê. Maar die boek self, jy weet, ek gebruik baie keer die woord ikoniese status, want soos jy sê, jy ken hom. Baie mense in ons land ken daai Ek leef van vrugte. So ons is baie opgewonde om te kan sê dat ons het toestemming gekry om dan nou weer 'n nuwe weergawe op die rakke te kan gaan sit. So 'n tipe van 'n opgradering en 'n herdruk wat gaan plaasvind, né? Ja, opgradeer, die inligting, mens moet maar gereeld die inligting bywerk. So daar is inligting oor die neut en die vrugte dieet in die boek. So nee, dis waarna ons werk vir die nuwe jaar. Nee, tyd aangestap 9:15 hier op 'n 93.6 FM. Dis die program Bladsy vir Bladsy, gebring met die komplimente van Wordsworth. Saam met my in die ateljee vandag Johan Nel en Nico Elema van Benedict Boeke. Kom ons herhaal net gou weer daardie webtuiste asseblief, Nico. Ja, dit is www.benedict.net. Die Benedict is gespel BENEDIC en dan .net. Nou, voor ons by die promosie kom, net gou weer teruggaan na Johan Nel, wat onder die skrywersnaam Ben Lindeman is, Piet Kokkewiet en ander verhale. En dit is altyd moeilik om vir 'n skrywer te vra nou waar het hierdie hele gedagte bymekaar gekom, want ek meen dit is mos maar so 'n tipe van 'n geboorte wat gegee word. Maar vertel vir ons so iets van daai skepingsproses. Kyk, in my geval is dit 'n baie stadige geboorte. Dit is al die verhale in hierdie omnibus is verhale wat as vervolgverhale in die verskillende tydskrifte, so Sari, destyds Sari nog verhale gepubliseer het. Huisgenoot, Landbou Weekblad,
Maar toe jy die eerste ene gebore is, het daar 'n tipe van 'n liggie aangegaan en jy het geweet hier kom iets. Jy wil voortgaan hiermee. Opbou hiermee. Ja, wel ek weet nie, soos ek sê ek kan nie lekker die proses verduidelik nie, maar dit is iets wat ek dink 'n ou word maar dit ingevoer saam met moedersmelk. So jy moet maar net skryf, jy weet. En voor Piet Kokkewiet was daar verskillende. Ek het heelwat boeke al geskryf in die verlede wat by ander uitgewers verskyn het. Maar hierdie boek en eintlik die verhale daarin is nou oor die afgelope 10, 15 jaar in tydskrifte verskyn, die aanvanklik as vervolgverhale soos ek sê. En ons het nou maar net gevoel dat veral Piet Kokkewiet het voortdurend 'n baie goeie reaksie uitgelok. En ons het nou maar gedink, gooi al die ander stories rondom Piet Kokkewiet en laat hy, kom ons kyk wat gebeur. En ek moet sê regtig die aanvanklike resensies, ek het nou my oog val nou net hier op Andre P. Brink wat gesê het dis nou regtig 'n charmante verhaal wat hy nou baie geniet het. Jy weet dit is ons het baie goeie resensies sover begin inkry. En ek is dankbaar dat ons kyk, jy vra waar kom die goed vandaan? Ek het altyd verskillende hoede opgehad en een van die hoede was gewees, ek was 'n televisieregisseur gewees. So baie van hierdie stories het daar uitgegroei, het hy daar rond agter die televisiekameras. Hoe die verskillende karakters ook teenoor mekaar optree en daai soort van ding en dit word uiteindelik 'n storie. So van hulle is in hierdie omnibus aangeneem. Die meisie van Gazette wat ek nou dink aan is een. Ek het ook op my dag 'n plattelandse koerantjie begin in die Oos-Vrystaat. En hy het ook neerslag gevind in waar het jy in die Oos-Vrystaat gebly? Ons is in Bethlehem met ons koerant met naam van Vrystaat begin. Maar dit is ook lank gelede en toevallig die koerant net soos ek dit oorleef. Ons is nog altyd weer in die lewe. Johan, sê gou vir my, die hele droogte wat gaan om skrywers, ken jy dit? Dat mens vassteek. Laat jy net vassteek. Ja, nee, dit is so, maar daar is natuurlik baie goeie raad daarvoor en dit is dat jy moet net besluit, daar is nie 'n droogte nie, jy moet maar net gaan sit agter die lesenaar en maar net druk en beer en uiteindelik begin 'n stroompie begin loop en uiteindelik loop hy dan nog sterk. Wanneer is jou lekkerste tyd om te skryf of maak dit nie saak nie? Nee, dit maak eintlik saak, maar ek sou tog sê dat so van 4:30 in die oggend tot 8:00 in die oggend is die beste. As alles stil is en rustig om jou. Ja, telefoon is 'n lelike ding hoor. Telefoon is 'n lastigheid en min mense dink dan om jou van 4:30 af te skakel tot na 8:00 toe. Ja. Johan, kom ons gaan gou terug. Baie interessant as 'n televisieregisseur betrokke by SAIK en produksies. Dit moes ook 'n heerlike fase in jou lewe gewees. Ja nee, dit is nie is opwindend eintlik. Kyk, ek het ook maar net soos wat ek deesdae met koerantwerk, vryskut alle jare, vryskut gewerk. Jy moet maak jou eie planne en jy probeer voorstelle verkoop aan die destyds aan die SAIK. En as jy gelukkig genoeg is, dit is regtig opwindend en dit is was 'n bietjie beter as vryskut koerantwerk, want die betaling was 'n bietjie beter geweest. En die hele filmiese ding ook natuurlik baie belangrik vir jou as skrywer, visueel te kan sien. Om te kan sien, om die hele storie te kan, ek kan nou byvoorbeeld vinnig dink, daar was een dokumentêr wat ek gemaak het oor verlore vlei langs die Weskus. En daai ding het ek in my kop gesien voor die tyd. En ons het dit net so gaan skiet soos ek het gesien het sonder 'n skrip of 'n ding, maar dit was klaar geskryf in my kop gewees en ons het dit net so gedoen en vir die SAIK gegee en dit was 'n baie suksesvolle program. Ons het uiteindelik ek artes gekry vir die spesifieke program.